Goeiemôre. Jy luister na die 92ste oordenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is, die liggaam onthou ook. Gisteroggend het ons geëindig met 'n vraag wat my baie lank laat dink het, en steeds laat bly dink. As dit waar is dat ongeveer 80% van die inligting wat deur die vagus senuwee beweeg, van die liggaam na die brein toe reis, wat beteken dit vir trauma? Wat beteken dit vir die manier waarop ons genesing verstaan? En wat is die beperking wat daar in taal opgesluit lê, as ons die vagus senuwee in ag neem? Ek dadelik sê, praat bly belangrik. Wessel van der Kolk herinner ons aan die verhaal van Helen Keller, een van die bekendste digters wat seker ooit geleef het, wat die uitdrukking gebruik het, ek was gebore in taal. Toe sy 'n jaar en 'n half oud was, het 'n virus haar doof, blind en stom gelaat. Dit het hierdie eens borrelende kind in 'n kluisenaar verander. 5 jaar later het haar desperate ouers 'n onderwyser wat gedeeltelik blind was, gekry om vir Helen te probeer onderrig gee. Anne Sullivan het dadelik begin om in Helen se handjie woorde te spel, letter vir letter. Vir 10 weke lank het dit gelyk of dit glad nie werk nie. Maar toe kom daar op 'n dag 'n deurbraak. Terwyl Anne Helen se handjie onder 'n kraan gehou het, het sy die woord water op haar handjie geskryf. Oor hierdie oomblik skryf sy later in haar boek The Story of My Life. Water. That word startled my soul, and it awoke, full of the spirit of the morning. Until that day my mind had been like a darkened chamber, waiting for words to enter and light the lamp, which is thought. I learned a great many words that day. Taal bly een van die belangrikste mediums waardeur ons trauma verwerk. Maar taal bly 'n ontsaglike moeilike vervoermiddel vir die trauma uit ons liggaam uit. Wessel van der Kolk wys daarop dat die taalsentrum van ons brein op die verste moontlike punt weg is van die sentrum waar ons selfbewussyn geleë is. En geografie in die brein is klaarblyklik baie belangrik. Een van die belangrikste gevolge van trauma is dat ons sin van self verloor, of dit vervaag minstens, dit word versteur. Ons selfbewussyn word deur trauma versteur, verander, of ons kan dit selfs verloor. Daarom het Wessel van der Kolk sy boek getitel The Body Keeps the Score. Die liggaam hou telling van wat met ons gebeur. Wat hy hiermee wil oordra, is dat die liggaam dikwels onthou wat die verstand probeer vergeet, maar die liggaam laat ons nie toe nie. Elkeen wat trauma in hulle lewe beleef het, sal weet waarvan ek nou praat. 'n Persoon weet dat die gevaar verby is. Rasioneel weet jy dit. Jy weet, dit het vroeër gebeur. Jy weet rasioneel, jy's nou op 'n veilige plek. Jy kan selfs vir jouself sê, dit het 10 jaar terug gebeur, of dit het 30 jaar terug gebeur. Maar die oomblik wanneer iets hulle herinner aan die trauma, reageer hulle liggaam asof dit nou gebeur. Hartklop versnel, asemhaling vervlak, en die liggaam is in 'n veg, 'n vlug of 'n vries ingesteldheid. En dis juist hierdie waarneming wat Van der Kolk laat besef het dat genesing nie net deur rasionele denke en woorde kan plaasvind nie. Die liggaam moet ook leer dat die gevaar verby is. Dit bring ons terug na die vagus senuwee. Wanneer ons veilig voel, aktiveer die ventrale vagale stelsel. Ons asemhaling verdiep, raak rustiger. Die asemhaling beweeg weg van die bokant van ons longe terug na ons diafragma, die onderkant van ons asemhalingsstelsel. Ons hartklop stabiliseer, word stadiger, rustiger. Ons kan helder dink,
Ons leer, ons kan lief hê, ons vertrou, ons ervaar 'n diepe koneksie met ander mense. En dit is waarom Van der Kolk en Pieter Levine soveel klem plaas op dinge wat op die oog af eenvoudig lyk, selfs belaglik lyk. En dit is byvoorbeeld bewuswording. Om stil te gaan sit, jou voete deeglik gegrond op die vloer, jy ervaar hoe jou liggaam teenwoordig is, en jy raak bewus. Raak bewus wat in jou liggaam gebeur. Moet dit nie beveg nie, moenie daarteen stry nie, dis nie jou vyand nie. Jou liggaam ervaar, jou liggaam onthou. En dan fokus jy op jou asemhaling. Wanneer jy inasem, dan aktiveer dit die simpatiese senuweestelsel. Jou liggaam wil reageer. Maar dan, as jy vir 2 of 3 sekondes ingeasem het, dan pers jy jou lippe effens saam en blaas dan stadig jou asemhaling uit. Langer, langer, langer. Dubbel so lank of selfs langer as wat jy ingeasem het. Maar wanneer jy inasem, moet jy dit doen aan die onderkant van jou maag. Jy moet eintlik vir jouself 'n fokus plaas onder jou naaltjie en asof jy daar jou asem intrek, nie bo in jou longe nie. Ek gebruik die beeld, jy moet eintlik boepens asemhaal, as jy verstaan wat ek bedoel. Jou maag moet uitstoot, jou diafragma moet die lug inlaat. Sit jou regterhand op jou bors en jou linkerhand so by jou naaltjie. Wanneer jy asemhaal, mag jou borskas nie beweeg nie. Jy moenie met jou borskas asemhaal nie, maar vanuit jou diafragma. En dan 6 na 8 sekondes, totdat al jou asem uitgeblaas is. Hou dit selfs daar, vir so lank as wat dit vir jou gemaklik is. En haal weer asem. En in daardie asemhaling, waar ons uitblaas, aktiveer ons daardie ventrale vagale stelsel. Aanvanklik was dit vir my ontsaglik moeilik. My lyf wou dit nie doen nie. My gedagtes hardloop rond in allerlei rigtings. Maar soos wat die dae, weke geword het my liggaam begin ontspan, meer bewus geword, my asemhaling gemakliker geword. Bessel van der Kolk vertel in sy boek hoe hy tot die ontdekking gekom het, soms eintlik toevallig, soms deur wat mense vir hom vertel het en hy skepties was. Maar hoe hulle vertel het, hoe liggaamsbewustheid hulle gehelp het, mindfulness. Ja, ons ken dit, gebed en stilte tyd. Maar selfs sang, stap in die natuur en yoga. Ek verstom my oor die hoeveelheid mense wat vir my vertel hoeveel yoga vir hulle beteken het. Ek hoor myself dit sê en ek dink, 'n jaar terug sou ek gesê het, wat 'n nonsens is dit? Maar soos ek gister bely het, ek sluk my woorde. Hierdie praktyke genees nie trauma omdat hulle een of ander magiese kragte het nie. As jy verstaan hoe die senuweestelsel werk, dan is dit. Ons help ons liggaam om nuwe verbintenisse te maak, nuwe neurologiese bane, koneksie tussen die 2 dele van ons brein, kruisbewegings met ons liggaamsdele, arms en bene, oogkoördinasies wat skielik verander. En so help ons liggaam om te besef dat ons veilig is. Ek voel eintlik skaam dat ek so reduksionisties oor trauma en oor berading gedink het. Asof ons 'n lyf gekry het om ons kop rond te dra. Dat as ons net anders kan dink, dan sal alles beter gaan. Ja, kognitiewe benaderings het baie sin en ek sal dit altyd as belangrik beskou. Maar dink mooi daaraan. Het die Here ons dan nie as geheel wesens geskep nie? Het die Here nie juis vir ons daardie senuweestelsel gegee nie? As 'n mens so daaraan dink, dan kom 'n mens in gebed voor die Here en vra, Here, leer my
om as 'n geheel mens te leef, nie net met my kop nie. Die Here het vir ons 'n senuweestelsel en ook 'n liggaam gegee. Laat daardie gedagte ons dan lei na genesing. Môreoggend praat ons verder hieroor. Kom ons bid saam. O Here Jesus, U wat die Christus is. Ons kan nooit begryp hoe wyd en ver en hoog en diep U liefde strek nie. Dit is 'n liefde wat ons verstand te bowe gaan. U is in staat om oneindig meer te doen as wat ons selfs kan bid of dink. Aan U kom die eer toe, deur al die geslagte heen, tot in ewigheid. Amen. C.J. Langehoven het gesê, die mooi weer sal jou nie beskadig, omdat jy jou jas en sambreel verniet saamgeneem het nie. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.